Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. Ja, ons nooi u uit na ons eredienste, vanoggend 8:00 in Wenen en dan 10:00 in Mooirivier. Ons gaan nou voort met Jesaja. Ons het hoofstuk 1 tot 39 gedoen. Dit was in die tyd van die Assiriërs. Die Assiriërs het die Noordryk vernietig, maar hulle was ook 'n groot gevaar vir die Suidryk en hulle het ook daar om die muur bymekaar gekom en die briewe gestuur met al die dreigemente, maar uiteindelik het die Here vir Jerusalem bevry uit hulle hand uit. Jare later kry ons die Babiloniese ballingskap en die Babiloniërs kom, Jerusalem word totaal vernietig. Nou is die volk daar in ballingskap en hoofstuk 40 tot 55 is 'n tweede Jesaja wat hierdie gedeelte skryf. Ons dink nie daar's 'n verband met die eerste Jesaja nie, maar ons kan nie regtig weet nie. Maar hier sit 'n volk in ballingskap. En dalk moet jy jouself net 'n bietjie dit indink. Jou land is vernietig. Alles waarvoor jy gewerk het is platgeslaan. Jy is daar weggevoer, regtig as gevangenes. Hier is jy in 'n vreemde land. Jy moet daar bestaan weer begin maak. Kan jy die geloofsworsteling van hierdie mense verstaan? En dan begin hoofstuk 40. Troos my volk, sê julle God. Dis die openingswoorde van hierdie profeet. Troos my volk, sê julle God. Onmiddellik verstaan ons, hoekom is hierdie gedeelte, hoekom is hierdie hoofstukke geskryf? Absoluut om die volk te troos. Hier kom 'n trooswoord van God af. Vriende, dalk moet jy daarop let. Hoeveel keer in die Bybel word die woord troos gebruik? Wanneer Jesus in Johannes sê dat hy weggaan, dan sê hy, maar moenie bekommerd wees nie, ek gaan vir julle iemand agterlaat. Dan praat hy natuurlik van die Heilige Gees, en een van die woorde wat daar gebruik word vir die Heilige Gees is trooster. Dis hoe belangrik dit vir God is. En reg deur die Bybel kry ons hierdie begrip en hierdie opdrag. So vriende, aan die een kant, wanneer ek en jy die woord van die Here lees dit met hierdie oog, soek die troos van God in dit. Maar aan die ander kant, is dit ook my en jou werk. As gelowiges, as mense wat sê, ons wil God se woord uitdra in die wêreld in, dan is ons werk om mense te troos. Mag ek en jy vandag onder leiding van die Heilige Gees kyk, waar kan ek iemand troos? En mag my woorde vertroostend wees. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie gedeelte. Dankie vir die troos wat ons soveel kere uit u woord ontvang. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.